is gebroken, ek is ontstoken en ek is dit voor U. Ek is weerloos, ek is moedeloos, maar ek is dit voor U. Dis in elk geval voor U. Ek is verheug en ek is vol vreugde. Ek wil juig en ek wil my neerbuig, alles voor U. My hele lewe voor U. Wat ook al ek voel, as ek dinge sê wat ek nie bedoel, ek bring het voor U. Alles wat my jaag, elke antwoordlose vraag, elke loflied en elke aanklaag, rig ek aan U. Ek slaan teen die bors, ek huil teen die bors, ek lag teen die bors, ek skuil teen die bors. Dood menslik, toch wonderbaar gemaak, vol maskers, toch oombliklik naak, as ek staan voor U, als van my hoort by U. Genade, skyn deur die skade wat ek maak, ook dit is voor U, als van my behoort aan U. Nogtans, halleluja, my siel sing halleluja, al sê my lyf nee, sing ek ja, halleluja. Nogtans, halleluja, my siel sing halleluja, al sê my hart nee, sing ek ja, halleluja. Nogtans, halleluja, my siel sing halleluja, al sê my kop ja, halleluja. Dood menslik, toch wonderbaar gemaak, vol maskers, toch oombliklik naak, as ek staan voor U, als van my hoort by U. Ook dit is voor U, als van my behoort aan U. As my knie bewe, sal ek kniel. As ek dink ek kan self bestuur, ag vat asseblief die wiel. My hele lewe, hart, kop, gees en siel, alles voor U. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hom nie geskaam nie. Maar toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwinkie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het U geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. Mag die bome groen bly en die sterre wit.
mag daar altyd mense wees wat mekaar sonder skaamte in die oë kan kyk. Want die lewe is 'n asemlank en die sterre aan die ander kant is donker. Breitenbach. So die tema wat ek vandag wil aanraak, en die klem is regtig op aanraak, want ek dink dit strek so wyd en diep soos die Here se genade, is skaamte. Dit waarvan Breitenbach hier praat as skaamte. En skaamte is vir my 'n snaakse woord, want ons het net een woord, skaam, in Afrikaans. Ons het nie shame en shyness, soos die Engels nie. So dis nie shyness waarvan ek vandag praat nie. Dit is skaamte of skande, wat ons ken as shame. En ons Afrikaners het dit so aangeneem, eintlik ons Suid-Afrikaners, dat ons dit mos eintlik sê vir elke liewe ou dingetjie. As iemand in die hospitaal lê, 'n waardige man wat besig is om te sterf, en 'n dominee sê, ag shame. Of ons sien 'n babietjie, ag shame. Dit is so woord waaroor ons nie eintlik dink nie. Maar dis een van die mens se mees primitiewe emosies. Dit wat ons raak lees aan die begin van Genesis. En die deel wat ons gelees het, som hierdie reis eintlik so mooi op. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. En dan kom die groot maar, en dan gaan ons in Genesis 3 in, toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hy antwoord, toe God hulle kom soek, ek het u geruis gehoor in die tuin, en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg. Ek kan seker nie hierdie vanoggend doen as ek nie iets van Brené Brown, wat jare lank spandeer het as 'n shame researcher, iets wat 'n klomp mense haar afgeraai het om te doen. Want jy sien, dis die groot ding van shame of skaamte. Skaamte wil nie aan die lig kom nie. Skaamte wil nie uitgespreek word nie. Skaamte wil nie openbaar word nie, want dan verdwyn dit. Skaamte kan nie oorleef in dieselfde omgewing as die lig nie. Dan verdwyn dit soos mis voor die son, wat eintlik 'n baie mooi metafoor sou wees daarvoor. As die son daarop skyn, dan verdwyn die mis, waaronder ons onsself verberg, as ons in skaamte leef. So Brené Brown tref 'n belangrike onderskeid in haar werk, en dan ook veral in haar boek. Dis 'n pragtige boek, Atlas of the Heart, as jy dit nog nie teëgekom het nie. En hierdie hoofstuk sê, places we go when we fall short. 'n ander manier sou kon wees om te sê, the lengths we go to when we fall short. Wanneer ons voel ons kom tekort, en dan is daar hierdie prentjie, en ek ken hierdie prentjie op die oomblik baie goed in my huis, van hierdie hondjie by die stikkende stoel. Soos hy sê, die verskil tussen die plekke waarheen ons gaan as ons voel ons kom tekort, as mense, as ons eintlik ons menslikheid nie in die gesig wil staar nie, is plekke soos skaamte, shame, skuld, guilt, vernedering, humiliation, en dan plain embarrassment, verleentheid. En ek gaan nou nie in elkeen in diepte ingaan nie, maar die groot verskil tussen skaamte en skuld is dat skaamte sê ek is sleg. Ek is sleg. So die fokus is op die self, nie op die gedrag of die handeling nie. En die gevolg daarvan is dat ons onwaardig voel van liefde, om te behoort
en verbondenheid, konneksie. Dit wat ons gesien het met Adam en Eva en God. Dit wat sê, ek is 'n fabrieksfout. En skaamte, hierdie skande, disgrace, skandvlek, ongenade, is volgens haar navorsing, en sy sê sy het nog nooit dit gesien anders as dit nie, is nooit 'n motivering vir transformasie nie, vir positiewe verandering nie. Skaamte is, my toets kom terug en ek het 'n F gekry en ek sê vir myself, ek is so dom. Skuld sê ek het iets verkeerd gedoen. So die fokus is op die gedrag. Dis die ongemak wat ons voel as dit wat ons doen, en, of nie doen nie, teenoor ons waarde staan as ons dit evalueer. En dit kan wel transformasie bring, as ons goed en reg en wys omgaan met skuld. Dit is om te sê, my toets kom terug, ek het 'n F gekry en ek sê vir myself, my keuse om na die partytjie toe te gaan, eerder as om te studeer, was effe stupid. En dan is vernedering en verleentheid iets anders, waaroor ek nou gaan praat nie. So skaamte, shame is iets wat ons almal op 'n manier dra. Dit is universeel. Die enigste mense wat dit nooit ervaar nie, is die wat nie kapasiteit vir empatie en menslike konneksie het nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, ons is almal bang om daaroor te praat. Want selfs die woord skaam, klink skaam. In Engels ook, shame, dit klink shameful. En die derde ding, hoe minder ons daaroor praat, hoe meer beheer het dit oor ons. Hoe meer beheer dit ons. Skaamte haat dit om uitgespreek te word. En dis bottom line, dis ons vrees vir isolasie, dis ons vrees vir diskonneksie, dis ons vrees vir om nie meer met God in die tuin te kan loop nie, om nou die oermetafoor in te span. Sy skryf, shame is the intensely painful feeling or experience of believing that we are flawed and therefore unworthy of love, belonging and connection. So dit teer op geheimhouding en stilte en oordeel. En die enigste teenmiddel vir skaamte is empatie. Dit begin natuurlik by om medelee te hê met myself, want voor ek nie dit het nie, gaan ek nooit uitreik en daaroor praat nie, so die empatie gaan nooit aan my gegee kan word deur iemand anders nie. Maar as ons na iemand uitreik met ons skaamte en dit deel en dit word ontmoet en omhels met empatie, dan verdwyn dit. Plutarch, ek hoop ek spreek het reg uit, het gesê, one of the greatest shaking cracks that our soul can receive is shame. En Jung het gesê, skaam is 'n sielvretende emosie. Sartre het gesê, dis interne bloeding. En iemand, toe hy geskryf het oor selfdood, hy het gesê, in my view, suicide is not really a wish for life to end. It's the only way a powerless person can find to make everybody else look away from his shame. The wish is not to die, but to hide. Daar's altyd uitsonderings op hierdie reël wat nie 'n reël is nie. Maar shame se groot camouflage en sy groot weggee is om te sê, aarde sluk my in. Sy groot taktiek is ontsnapping, is wegkruip. En wat ek vanoggend, iets anders wat ek vanoggend daarby wil haak, om nie net te sê shame is sleg nie, is
Skaamte kan jou alles leer van hoe jy wegkruip en waarvoor jy wegkruip. Dit waarvan jy weghardloop is eintlik dit waarna toe jy wil hardloop. En as ons dit in die gesig kan staar, kan dit tog lei tot transformasie. Terwyl wanneer ons wegkruipertjie normaliseer, soos wat ons tans besig is om te doen, jy kan nou dink aan al die vye blare wat ons het. Die dinge wat nie werk nie, wat ons vir onsself aansit. Pretensie, perfeksionisme, wat 'n ander vorm van skaamte is. Oordeel, trots, isolasie. Dis alles dinge wat nogal glorieryk kan lyk op die maniere hoe ons tans die meeste met mekaar connect op social media ensovoorts. Die vye blare van fasade. Jy kan wegkruip in jou kamer. Jy kan wegkruip in jou kantoor. Jy kan wegkruip agter Netflix. Jy kan wegkruip agter huiswerk doen. Jy kan wegkruip agter besig wees. Jy kan wegkruip agter uitstel, procrastination. Ons almal het maniere waarop ons wegkruip. Brené Brown skryf ook, sy sê, shame corrodes the very part of us that believes we are capable of change. Hoe beoefen ons 'n meer veerkragtige gesindheid teenoor skaamte, as ons vir onsself sê dat ons almal dit eintlik het? Ek dink eerstens moet ons dit herken. En die skaamte en die spesifieke skaamte wat in ons gestalte kry, ons weet eintlik almal wat dit is, om sy snellers te verstaan in ons lewe. Dan om 'n soort kritiese bewustheid te begin ontwikkel, om te sê, wat sê hierdie vir my? Is dit objektief? Ek het dit nou begin doen in die kar ook, as ons ry met my kinders. Ek weet nie, as ek met myself praat, en is met daai harde manier, dan sit ek altyd my van by, as dit my naam nie genoeg is, as ek Frida van die Heever. En dan, waar ek altyd so gesê het, jy stupid, sal ek nou sê, jy het nou 'n stupid afdraai gevat, as ek nou met my GPS gaan, en ek volg eintlik na my eie kop. Om altyd dit terug te vat na wat nou, na die gedrag, nie na, ek is dit nie. Want voor ek myself kon kry, begin my gedagtes vir my sê, ek is onwaardig van liefde en behoort en verbondenheid met mense, omdat ek 'n mens is. Daar was 'n stukkie wat C.S. Lewis geskryf het in Till We Have Faces, dan sê die een karakter, I felt ashamed, en dan sê die ander karakter, but of what? Psyche, they hadn't stripped you naked or anything. En dan sê hy, no, Maya, ashamed of looking like a mortal, of being a mortal. But how could you help that? Don't you think the things people are most ashamed of are things they can't help? So die groot ding met skaamte is ek wil sê in die oertye, en eintlik nie baie lank terug het dit begin verander nie, was dit werklik 'n samelewing ding. Skaamte ontstaan wanneer jy dink hoe die samelewing na jou kyk. So die samelewing en self, so dieselfde verbeelding wat 'n probleem geskep het, kan dit mos nou nie oplos nie. So dit moet weer in die samelewing teruggeneem word. So ons moet uitreik. Skaamte kan nie net hier opgelos, of jou oordeel kan dit nie self laat verdwyn nie. Ons moet dan uitreik. En dan praat die skaam, praat daaroor. Sê
die skaam. Dis vir my so wonderlik eintlik die skepingsverhaal en wat hier gebeur het. Dit begin by die toe. Toe was alles mooi, toe was alles paradys. En toe's daar die vlug, die wegkruip, die vrye blare. En in Jesus het ons weer die toevlug. Daar's ek dink is Genesis 2 vers 27 wat ons nou nie gelees het nie, waar daar staan, en die Here God het vir Adam en sy vrou oorgroote kleekies van vel gemaak en hulle daarmee beklee. Hy het hulle nie met hulle vrye blare weggepos en gesê, uit my aangesig, wyk voor my aangesig nie. Hy het hulle menslike maniere om te gaan met hierdie skaamte, vrye blare, wat gaan dit nou help, soos om 'n kind met 'n plastieksak uit te trek en in die reën te laat gaan staan, het hy klede van vel gemaak. Daar is 10-1 'n offer gewees om die vel te kon kry. En hierdie beeld het later tot vervulling gekom, weer in Jesus, waar daar staan, hy het die skaamte vir ons verduur. Hy het die skaamte waarmee die kruis gepaard gegaan het, vir ons verduur, sodat daar 'n opstanding kon kom, sodat ons bedek kon word met sy heil, soos wat in Jesaja staan. Hy het my beklee met klere van heil. So God is genadig in sy oordeel. Hy straf nie net nie. Hy straf nie skaamte nie. Hy versorg dit. Hy beklee hulle selfs na die sondeval. En dan beklee hy hulle met 'n offer. En dan is ook die eerste evangelie aksie. Dit wys vooruit na Christus se offer. Soos Galasiërs 3 vers 27 sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. So dis die uitnodiging tot herstel en ek dink dit is ook waarvoor ons elkeen geroep is vir mekaar, om met onsself genoeg medelee te kan hê, om hierdie menslike toestand op 'n manier te kan aanvaar, en dan om genoeg vertroue te kan hê in iemand anders, en ek hoop en bid dat ons dit vir mekaar kan wees, om daai vertroue, kon nou sê werd te wees, eintlik daai genade werd te wees, deur aan mekaar empatie te kan bewys, wanneer iemand hulle skaam sê, wanneer ons kinders hulle skaam sê. Daar's 'n film, 'n reeks, en ek het onlangs eers die eerste seisoen daarvan gekyk. Ek het dit so uitgestel. En in sy wese is hierdie reeks, en hierdie seisoen van hierdie reeks, gaan dit eintlik oor shame, en wat 'n kragtige en komplekse emosie dit is, en wat 'n betekenisvolle impak dit kan hê op individue en die samelewing. Dis 'n mag wat kan lei tot selfvernietiging, maar ook potensieel 'n pad wat die donker konfronteer en 'n pad vorentoe vind. En die laaste toneel, en ek wil dit nou nie weggee nie, dis True Detective. Ja, ek kan aangaan oor die genialiteit van die dialoog en die performances. Maar die laaste toneel sê die karakter Rust vir sy partner, hulle is albei detective speerders, sê hy vir hom, I tell you, Marty, I've been up in that room looking out those windows every night here, just thinking, it's just one story, the oldest. What's that?
vra Marty. Light versus dark. Well, I know we ain't in Alaska, but it appears to me that the dark has a lot more territory. En dan sê Rust, yeah, you're right about that. En dan gaan die toneel aan, hulle loop uit die hospitaal uit. En Rust is in 'n rolstoel en Marty stoot hom. En dan sê Rust ewe skielik, you're looking at it wrong. The sky thing. How's that? Well, once there was only dark. You ask me, the light is winning. Die lig het gewen en die lig sal wen wanneer ons skaamte aan die lig bring, na die lig bring, wanneer ons die uitnodiging aanvaar om uit ons wegkruipplekke te kom daarmee. En dis om terug te gaan na waar ek begin het, seker wat Breitenbach bedoel het, maar gaan altyd mense wees met mekaar sonder skaamte in die oë kan kyk, want die lewe is so asemlank. En dis wat God ook toe gesê het aan die einde van hierdie Genesis 3. Ek kan nie dat die mens hierdie vrug van die boom van kennis en goed en kwaad eet en vir ewig lewe nie. Dit sou fataal wees. Want die lewe is so asemlank, dis wat die lewe betekenis gee, en die sterre op die ander plek, donker. Hier kan ons die sterre sien, want hier het ons donker en lig. Skaamte is niks om oor skaam te wees nie, sê David White. En hy sê, the particular nature of our shame tells us exactly all the ways we need to come out of hiding. We should not be ashamed of shame, only perhaps of our reluctance to follow its close, abiding and generous wish to instruct us so carefully in all the ways we feel we have given up on or are not equal to the eternal, not to be given up on task of living. Die ewige taak van die lewe waarop ons nie mag opgee nie. In afsluiting van hierdie saamwees van ons, en ons mag nie die video speel of die lied nie, wil ek jou uitnooi om Come Out of Hiding te gaan luister van Stephanie Gritzinger. 'n ander naam daarvoor is The Father's Song. Dit wat God vanoggend vir elkeen van sy geliefdes sing. Want dis wie ons is, onder hierdie bedekking van skaamte. As ons dit kan ontdek, is dit wie ons is. Onder dit, dis wie ons werklik is. Kom ons, maak ons oë toe, sodat ons kan sien. Here, dankie vir hierdie oeroue uitnodiging wat ons nog elke dag nodig het om te hoor. Dat jy vir ons vra, waar is jy? Waar is jy? Kom uit. Kom uit jou wegkruipplek uit. Mag ons vandag hierdie uitnodiging hoor in ons siele, waar die skaamte baie keer eers te begin om te vreet. En mag ons U vertrou om ons toevlug te wees. Ons rots, ons enigste wegkruipplek, sodat ons vanuit daai plek kan uitkom en 'n tuiskoms kan wees vir ander mense ook. Amen. Baie dankie vir almal se, ek het nou amper die ou woord gebruik, offergawes, se liefdegawes, se geld, om hierdie platform aan te hou moontlik maak. Jy kan skenk, of bydra deur die SnapScan kode te gebruik, of en via
bankbesonderhede op die web kry. 'n Mooi week vir jou.